Nou ja, al die bosoorlog veterane, hier is 'n bietjie nuus wat jou mag interesseer. Jy was in die weermag voor 94, jy was deel van die ou SADF. Jy dink jy het afgetree, jy meen jy's in jou 50s of al in jou 60s. Wel, hierdie is 'n stukkie nuus wat belangrik is vir jou. In Brittanje het hulle dit nou, wil het inbring, nuwe wet op die tafel, dat hulle die ou manne, die ou veterane van die weermag kan oproep tot hier by 65 jaar. En natuurlik, daai ou manne is natuurlik nie gelukkig met die situasie nie. Maar ek het die berig gekontroleer, hy kom op verskeie koerante voor en dit is 'n wet wat in voorlegging is. Nou ja, dit strook natuurlik verskriklik mooi met wat Siener sê. Siener praat van daar's 'n tyd in Suid-Afrika se toekoms wat hy gesien het. Waar die mans voor die voet, waar die blanke mans voor die voet opgeroep sal word. Hy sê as 'n man in die straat verskyn sonder 'n uniform, dan is hulle so kwaad, hulle slaan hom dood. En hierdie is baie belangrik, want ons is op pad na 'n derde wêreldoorlog toe. En ons moet nou mooi kyk wat in die wêreld aangaan, want dit is gewoonlik wat ook hier by ons in Suid-Afrika gaan gebeur. Ons is gewoonlik so 'n bietjie agter die tyd. So in Brittanje gaan hulle die ou manne oproep as 'n reservemag. Menende, as die jong manne nou almal gebruik is vir kanonvoer en daar baie min van hulle oor is in hierdie derde wêreldoorlog, wel, dan is dit nie 'n probleem nie, ons het nog die ouer garde, die ouens met die gehoorapparate en die slegte knieë en die skouers wat hulle gereeld moes oordoen met operasies, ons gaan daai manne terug, ons gaan hulle vat. En ons moet verstaan, daar kom 'n doringbosregering in Suid-Afrika. Wat is 'n doringbosregering? Praat baie keer hieroor. Siener voorspel die oorname van 'n internasionale regering in Suid-Afrika, amper iets soos wat ons nou sien in Venezuela. Hulle het president gekidnap en nou is die VSA in beheer van die regering in Venezuela. Venezuela het nog steeds 'n regering. Hulle visiepresident is nou oorgeneem, sy het nou die presidentskap oorgeneem, maar die CIA en die US State Department het 'n bietjie met hulle om die tafel gesit en hulle sal nou saamwerk met die VSA. Menende hulle het 'n puppet government geword. Die VSA is besig om daar te regeer en natuurlik die Joodse lobby is besig om daar te regeer en dan intussentyd steel hulle natuurlik Venezuela se olie. Nou presies dieselfde gaan ons sien in Suid-Afrika, want ons is in 'n tydperk wat internasionale wetgewing heeltemal nie meer saak maak nie. Die International Rules-Based Order is van die tafel af. Elke ou kan nou maak min of meer soos hy wil. Nou, in hierdie geval sal ons sien dat ons op 'n stadium, dat daar 'n regime change is in Suid-Afrika, gepaardgaande met 'n bloedige revolusie. Hulle gaan nie dieselfde doen met ons as in Venezuela nie. Hulle gaan net eenvoudig hier sorg dat die voetsoolvlak swart man so kwaad raak en so opstandig raak teen die regering, omdat daar nie genoeg geld is nie, en daar's nie werk nie, en daar's nie SASSA nie, dat hulle bereid sal wees om 'n revolusie te loods om van die regering ontslae te raak. En in daardie revolusie is daarna natuurlik baie casualties, dis eers gewoonlik swart op swart, en dan swart op wit geweld. Wat beteken, die blankes moet sommer ook al hulle eiendom verloor. Die plan is om die blanke heeltemal te onteien in Suid-Afrika, dat hy geen grondgebied en geen eiendomsreg het nie. Want dit is mooi in lyn met die Great Reset en hierdie beplanning wat hulle het vir die nuwe stelsel wat hulle in plek wil spring, die Beast System. Maar weer eens, het ons 'n profesie wat baie duidelik is, van Siener wat in vervulling gaan in Brittanje, en Brittanje sal dit dan nou doen met al haar kolonies. Ons gaan sien dat sy dit ook doen met die VSA. Die VSA sal genoodsaak wees om dieselfde te doen. So ja, kyk 'n bietjie.